Goeiemôre. Ons is besig met ons reeks oor Bybelse juwele. En vandag wil ons kom by die grootste juweel wat daar in die Bybel vir ons beskryf word. En hierdie juweel is die liefde. Die liefde van God vir ons, maar ook die liefde wat ons vir God moet hê. As ons die Bybel mooi bestudeer, dan sien ons dat God vir ons eintlik hierdie wet saamgevat het in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." En as jy kyk in die ander bydraes wat ek in hierdie reeks lewer wat op YouTube is, sal jy sien dat bedoel word met die wet, die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Bybel, en met die profete word dan die volgende gedeelte van die Joodse Bybel beskryf. Jy kan dit sien in die episode of is die Ou Testament betroubaar? Daar kan jy meer van hierdie dinge leer. Maar kom ons gaan voort met vandag se les. Johannes 10 vers 9 tot 15 beskryf Jesus homself vir ons. En hier stel hy homself voor as 'n deur. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgang en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder. En ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ons is hierdie kudde skape waarvan hier gepraat word. En Jesus is die deur, en jy kan net deur die deur inkom. As jy op 'n ander plek inkom, is jy 'n dief of 'n rower. Jesus is die goeie herder, dit is hom wat jy moet volg. So in ons liefde vir God, moet ons Jesus volg. Ons moet hom ken as die deur in ons lewe, as die weg wat ons moet volg, om die ewige lewe te kan bekom. Matteus 7 vers 12 tot 20 stel dit vir ons as volg. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Ek het net nou reeds verwys, die wet is die Torah of die Pentateeg, die profete is die profetiese boeke, en die Jode het Samuel en konings Josua ingesluit in die profeteboeke. Maar goed, waaroor gaan dit hier? Ons moet daai gedeelte van die skrif ken. En as ons daai gedeelte van die skrif ken, dan sien ons dat die tweede gebod wat Jesus vir ons gegee het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, kom in hierdie stuk ook voor. Jy moet ander doen soos wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. Jy kan hulle nie soos skyn behandel en verwag dat hulle jou goed moet behandel nie. As jy waarlik vir Jesus lief is, gaan jy dit ook toon en jy gaan dit demonstreer teenoor jou naaste. En nou het ons gesien, ons het in die vorige gedeelte gelees dat Jesus die deur is. Nou lees ons hier, gaan in deur die nou poort, met ander woorde deur die deur. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Jesus het op 'n ander plek in die Bybel vir ons gesê, dat baie sal kom en vir hom sê, Meester, meester, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie,
en hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Dit is mense wat Jesus se naam gebruik, maar nie in Jesus leef nie. Die werke wat hulle doen, spruit nie voort uit Jesus wat dit in hulle harte bewerkstellig deur middel van die Heilige Gees, dat hulle kan uitvoering gee aan hierdie werk nie. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Jy kry hoeveel mense wat sê hulle verkondig die woord van die Here, maar is 'n vals woord wat uitgaan. Dit is nie wat hy gesê het in sy woord nie. En daarom moet ons die Bybel bestudeer, en dit is waarom ons 'n reeks het, soos hierdie Bybelse juwele, dat ons kan sien wat is daar in die Bybel opgeteken van hoe ons moet leef om werklik by Jesus Christus uit te kom, om hom werklik te verteenwoordig hier op aarde. 'n Mens aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. So dra elke goeie boom vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. So as jy met iemand te doen kry en die persoon dra slegte vrugte, met ander woorde die persoon tree verkeerd op, dan weet jy dat Jesus is nie in daardie persoon nie. Daardie persoon verkondig nie Jesus se woord werklik nie. Hoeveel keer kry jy nie dat mense by jou kom en jou bedrieg nie? Hulle vertel vir jou, en dis veral as jy kom by mense wat bedel, dan vertel hulle vir jou die sappigste verhaal van dat Jesus het hulle na jou toe gelei omdat hy gesê het jy sal help, en ons val so dikwels vir daardie stories. Maar kyk na daardie persoon se lewe ook. Hoeveel verkoopsmanne vertel nie vir jou iets uit die Bybel as hulle gehoor het jy neig dalk in 'n Christelike rigting, om jou vatbaar te maak vir die leuns wat hulle vir jou vertel oor hierdie tweedehandse motor wat so goed is, terwyl dit eintlik 'n motor is wat enige oomblik uitmekaar kan val. Ons moet 'n onderskeidingsvermoë in die lewe aanleer. En daardie onderskeidingsvermoë is om te kyk na die vrugte wat 'n ander dra. Is daardie persoon lief vir hulle medemens? Of is dit dalk 'n persoon wat die lede van hulle huisgesin vloek en te lyf gaan, want dan is so 'n persoon nie in Jesus nie, maak nie saak wat hulle sê nie. Dit gaan nie oor wat hulle sê nie, dit gaan oor hulle lewe. En hulle lewe moet vertoon dit wat in hulle harte woon. En as Jesus in hulle hart is, dan gaan hulle nie leef volgens hierdie verkeerde styl nie. Hulle gaan die goeie vrug dra. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Die slegte boom word uitgekap en in die vuur gegooi. Dis 'n vooruitwysing dat daardie persoon gaan in die hel beland. Hulle gaan in die ewige vuur beland. Jy moet leef dat jy nie daar is nie. Jy moet die goeie vrug dra. En jy kan hierdie goeie vrug dra net as jy Jesus in jou het. Kom ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Jesus verwys so dikwels na ons verhouding met hom as die huwelik, waar hy die bruidegom en ons die bruid is. Die bruid moet tog lief wees vir die bruidegom. Die bruidegom het reeds getoon hoe lief hy vir ons die bruid is. Hy het sy lewe vir ons afgelê, en hy sê in Johannes ook vir ons dat watter groter bewys van liefde is daar as dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê, en dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Ek kan die woord God gebruik want Jesus is God. Hy het dit vir ons gedoen. So ons moet mense beoordeel aan hulle lewenswyse, nie dit wat hulle sê nie. Want dit is so maklik vir die mense om te lieg, veral as die heerser in die mens se hart Satan is. Wees versigtig vir dit wat mense sê, kyk na hulle dade. 1 Johannes 1 vers 6 tot 10
begin nou vir ons beter beskryf hoe ons moet leef as ons dan in Jesus is. 1 Johannes 1 vers 6 tot 10. As ons dan sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, met ander woorde jy wandel in die sonde, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dis die enigste plek waar jy vergifnis van sonde kry. Jy kan nie by 'n priester gaan en bely dat jy gesondig het. Die priester kan jou nie vergeef nie. Daar's net een wat jou kan vergeef en dit is God, en hy vergeef jou net as jy die bloed van sy seun aanvaar het. As jy aanvaar het dat sy seun aan die kruis gesterf het ter wille van jou oortredinge, dis die enigste manier wat jy gered kan wees. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Met ander woorde, dan het ons nie deur die deur gegaan, die deur van Jesus Christus. Ons kan nie by die plek uitkom om ware redding te vind nie. Kom ons vat hom weer terug na die praktyk toe. Toe jy vanoggend opgestaan het jy enigstens die begeerte gehad om na die woning van God te gaan, om te luister na sy woord, of op een of ander wyse die woord van God in die hande te kry? Het jy jou stilte tyd gehou, het jy sy woord gelees en werklik aandag daaraan gegee? Het jy met hom in gesprek getree in jou gebed en hom vertel wat aangaan in jou lewe? Of is jou gebed 'n inkopieslys wat jy net vra, gee my asseblief dit, gee my asseblief dat? Jou gebed is waar jy gesels met God. Jy vertel hom van die goeie dinge in jou lewe en jy dank hom daarvoor. Jy vertel vir hom van probleme in jou lewe en jy vra hom om jou te lei in daardie probleme. Jy vra nie vir hom geld of gesondheid of so iets nie. Jy kan na hom toe gaan en sê, ek het hierdie probleem in my liggaam, maar wat u wil doen met my, dit is die regte ding om te doen. Is dit hoe ons bid? Dieselfde oor jou finansies? Of kwel jy jou so wat in die wêreld aangaan, dat jy net jou stomp kyk na die tekort aan geld? Of sê jy vir God, Here, ek ondervind hierdie finansiële probleem. Ek lê dit aan u voor, maar dis nie my wil wat moet geskied nie, u wil. Here, leer my wat ek hieruit moet kry, wat ek moet leer, sodat ek verder 'n lewe in u kan lei. Maar as ons sê ons het nie gesondig nie, dan lieg ons. Het ons daai begeerte gehad om met God in sy woord te verkeer, om met hom te gesels in gebed, om uit sy woord te kan leer, want dit is noodsaaklik as ons wil groei in Christus. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 stel dit as volg: Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. En oor hierdie sin kan ek verskriklik baie sê. Hoe baie van ons is nie lief vir die mooi huis waarin ons woon, die blink kar waarin ons ry, of so iets nie. Met ander woorde, ons is lief vir die dinge in die wêreld. Dit kan selfs gebeur dat die prediker lief is vir sy gemeente, maar hy is lief vir sy gemeente oor dit wat hulle hom vertel oor sy boodskappe. Hy moet sy boodskappe in nederigheid bring, sodat almal God in hom kan sien. Is dit hoe jy met mense gesels? Kan mense duidelik agterkom dat dit God se lig is wat weerkaats word van jou? Of poleer jy net jou eie lampie, dat jou liggie moet beter skyn, maar dis nie werklik God se lig wat jy weerkaats nie. As iemand die wêreld liefhet,
dan is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hierdie hele gedeelte, 1 Johannes, 2 Johannes en selfs 3 Johannes, lees dit 'n bietjie weer 'n keer deur, want al hierdie hoofstukke handel oor hoe God wil hê ons moet leef. Dit handel oor sy liefde vir ons, maar hoe ons ook ons liefde aan hom moet demonstreer. Ek het net nou verwys na die bruilof tussen ons en Jesus. En as ek praat van ons, dan praat ek van alle persone wat gered is van die hemelvaart tot op die dag wat Jesus ons kom haal met die wegraping. Dit is die bruid van Jesus. Diegene wat op daardie tydstip nie gereed is nie, kan ook nog in die hemel kom, maar hulle gaan deur die verdrukking en gaan dan as martelare sterf en so in die hemel uitkom. Maar goed, terug by die huwelik. Dink 'n bietjie terug aan u eie huwelik. Die opgewondenheid wat daar in u was. Ek gaan nou my bruid sien of ek gaan nou my bruidegom sien. En jy het tot 'n mate daardie vrees, maar jy het die oorwegende faktor in jou is vreugde, want jy gaan saam met jou geliefde wees. Jy het 'n vrees omdat jy nie weet, dit is 'n onbekende wat jy aandurf. Maar jy het die liefde en in die liefde het jy die geloof dat jy weet dit sal alles goed gaan. Met ander woorde, ons moet hierdie vooruitsig hê dat ons Jesus gaan ontmoet. En dis waarom ek net nou gesê, dit maak ook nie saak wat in jou liggaam aan die gang is nie. Vra vir God dat sy wil moet geskied. As dit sy wil is dat jy langer sal leef, gaan hy jou genees, sonder om te sê, ek is so belangrik, genees my asseblief. Ons moet vir God vra dat sy wil moet geskied met ons gesondheid, met alles. Ons dink aan Paulus wat vir ons skryf van een van die mense wat saam met hom gewerk het wat siek is. En Paulus is iemand wat mense genees het. Maar Paulus het daar God se wil toegelaat. Dit is hoe ons moet leef. En ons sien hier dat die wêreld verbygaan en die wêreld se begeerlikheid. En hoeveel goed is daar nie in die wêreld wat 'n mens begeer nie? Wat is jou begeertes? Daarom toe ek net nou oor geld ook gepraat het, geld bring nie geluk nie. Geld bring 'n vreugde vir 'n baie kort tydjie en dan verblyk daardie vreugde. Maar as jy in God is, het jy 'n ewige vreugde. Dan het jy 'n vreugde, want jou oes wat jy ingesamel het is in die hemel, daar waar mot en roes nie verniel nie, en jy gaan daardie vrugte pluk. Ons is nog steeds in 1 Johannes, nou kom ons by die 3de hoofstuk vers 1 tot 10. En hierdie is so 'n pragtige stuk wat saamvat wat God vir ons sê. En wat ek vanoggend probeer doen is ek probeer vir u wys dat die woord van God het vir ons al die antwoorde as jy net gaan soek in hom. Die antwoorde kom nie van die predikant of die pastoor af nie. Die antwoorde is opgesluit in die woord van God en daarom probeer ek God se woord gebruik om vir u te wys wat sê God vir ons in situasies. Kyk wat 'n groot liefde het die Vader aan ons bewys dat ons kinders van God genoem kan word. Het u al mooi daaroor gedink, wat beteken dit om 'n kind van God te wees? Hoe praat ons van Jesus? Jesus is die seun van God. As jy 'n kind van God is, beteken dit jy's gelykstaande aan Jesus, en daarmee sê ek nie ons is Jesus nie. Maar ons lees in Romeine dat eendag gaan ons saam met Jesus erfgename wees van God. So ons gaan gelyk met Jesus erf. Hy is ligjare verwyder bokant ons, maar ons gaan saam met hom erf.
as jy reg leef. En hierdie reg leef is om hierdie liefde te openbaar. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons weet nie wat gaan gebeur as ons sterf. Hoe lyk ons verheerlikte liggaam, wat als gaan gebeur nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Die hom wat nou hiervan gepraat word is Jesus. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Dit is soos Jesus rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, en hier kom ons by die belangrike ding, jy moet net in Jesus bly glo, sondig nie. Dit beteken nie jy oortree nie meer nie, maar Jesus is in jou. Die Heilige Gees wys vir jou, maar dit wat jy nou gedoen het is verkeerd. En daarom moet jy onmiddellik vra, Here, ek het dit verkeerd gedoen, vergewe my asseblief. As jy in die verkeer bestuur en 'n taxi druk voor jou in, dan het jy met eens 'n lelike gedagte, dis 'n sonde wat jy doen, en jy vra onmiddellik, ag Here, ek is jammer dat ek so opgetree het, gee my lankmoedigheid dat ek dit kan verdra. Dit is die lewe wat God van ons verwag. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos wat hy, dit is Jesus, regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, met ander woorde, elkeen wat wedergebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, dit is die saad van Jesus Christus, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Dit is wat ek genoem het, jy weet dadelik jy het oortree, en jy vra dadelik om vergifnis, en jou sonde word jou vergewe, maar jy moet bly glo in God. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Met ander woorde, jy kan nie kom en sê, ek is so goeie Christen nie, en dan sê jy in dieselfde asem, maar ek haat vir Jan of Piet of Koos of wie ook al, of ek haat hierdie volk of daardie volk nie. As jy hulle haat, dan oortree jy, dan is die liefde van God nie in jou hart nie. Jy moet vir jou vyande bid. Ons lees dit 'n hele paar plekke in die Bybel. So sal jy vurige kole opstapel oor hulle hoofde. Met ander woorde, jy moet bid dat hulle gered sal word. Jy leef in 'n land waar jy nie saamstem met die regering wat daar oor jou gestel is nie. In baie lande gaan dit so. Jy bid nog steeds vir daai regering, en jy vra God, dat God daardie regering tot inkeer sal laat kom. Ons raak so dikwels moedeloos, want ons sien dat niks gebeur nie. Maar ons weet ook dat daar gaan kwaad wees, daar gaan regerings wees wat die verkeerde goed doen. Maar ons mag nie die persoon haat as gevolg van daardie dinge nie. Ons haat die sonde, nie die sondaar nie. Ons bid vir die sondaar, dat die sondaar sal ophou om die sonde te doen waarin hy of sy volhard. En ons moet volhard in die gebed vir daardie sondaar, dat hulle sal wegkom van daardie sonde, dat hulle Jesus Christus sal aanneem. Hoe lief het jy jou medemens? 1 Johannes 3, nou vers 11 tot 16. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie.
En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Daarom het God Abel se offerhande aangeneem, maar nie Kaïn se nie. Dit gaan nie oor wat hy geoffer het of hoe hy geoffer het nie. Sy werke was boos. Hy het nie die geloof gehad nie. Abel het die geloof gehad, daarom is syne regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Ons moet mekaar lief hê. En veral ons wat in die geloof staan, ons moet mekaar onderskraag, ons moet mekaar se laste help dra. Ons moet mekaar help en versterk, dat ons kan voortgaan. Want die wêreld haat ons, en die wêreld haat ons en bring op allerhande maniere versoekings oor ons weg, en probeer ons laat afdwaal van dit waarin ons glo. Moenie val vir hierdie misleiding nie. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. Onthou u waar Jesus die gebooie bespreek, het hy gesê, dit is nie net jy wat doodslaan wat verkeerd is nie, maar as jy vir jou broer sê raka, is jy so goed asof jy hom doodgeslaan het. Met ander woorde, dit is as jy jou broer vloek. En hier is dit dieselfde, dit wat ek nou oor gepraat het. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat daar geen moorde naar die ewige lewe as iets blywend in hom en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywend in hom het nie. Met ander woorde, 'n moordenaar kan nie hemel toe gaan nie. Wat van koning Dawid? Hy het gesorg dat Batsheba se man op 'n plek geplaas word waar hy geweet het hy sou doodgemaak word. Maar dan lees ons Psalm 51 en ons sien sy boetedoening. Hy het God in hom gehad en hy het besef hy het verkeerd opgetree, nadat die profeet Nathan gekom het en vir hom gesê het, u is die man. En dit is waaroor dit hier gaan. Het God jou al bewus gemaak daarvan dat jy 'n sondaar is? Dat jy vir Jesus Christus nodig het om gered te word? Dat jy Jesus nodig het om die ewige lewe te bekom? Dit is waaroor dit hier gaan. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Jesus het sy lewe vir ons aan die kruis afgelê. So lief het hy ons gehad. So lief moet jy jou naaste hê, dat jy bereid sal wees om ter wille van jou naaste te sterf. Ons skiet almal tekort hieraan, maar dit is wat van ons verwag word. Daar word ongelooflike hoë standaarde aan ons gestel. Baie keer dink ons, maar die liefdesgebod het gemaak dat dit nou 'n lekker lewe is, want God het ons lief en ons het hom lief, so ons gaan hemel toe. Dis nie so eenvoudig nie. Paartjies wat voor die kansel staan sê, ons sal ewig getrou bly aan mekaar, en hoeveel huwelike eindig in die skeihof. Wat het van daai liefde geword? Dit was nie ware liefde nie. Dit was iets anders. Dit kan wellus wees of 'n tydelike oplewing van liefde. Ons dink in die gelykenis van die saad, waar daar saad tussen die dorings val en saad op vlak grond val. Aanvanklik lyk dit asof die liefde daar is, maar die ware liefde is daar nie. Is jy bereid om jou liefde vir jou broeder af te lê? Jou lewe vir jou broeder af te lê? 1 Johannes 3 verder aan. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Met ander woorde, jy sien 'n medegelowige wat swaar kry, nie noodwendig net 'n gelowige nie, selfs 'n ongelowige. En jy is nie bereid om ietsie vir daardie persoon te gee om daardie persoon te help nie. Dan is die liefde van God nie in jou nie. En met hierdie woorde sê ek nie vir jou dat jy veral in die stede waar jy op elke straathoek mense kry wat met 'n plakkaat staan en bedel, dat jy vir elkeen van hulle moet geld gee nie.
want die meeste van hulle gebruik daardie geld om dwelms of drank te koop. Jy moet vir God vra, is dit reg, moet ek vir hierdie persoon geld gee? Of in jou oggendgebed moet jy vra, wys my wie ek vandag kan help. En is nie noodwendig geld wat jy gee nie. Kan jy nie een of ander aksie of daad doen om daardie persoon te help nie? Help ander mense, dis wat van jou verwag word. Dit is wat jy sal doen as jy die liefde van God in jou het. En nou praat Johannes met ons asof ons kindertjies is. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie. Dit wat ek net nou oor gepraat het, laat mense so maklik sê ek is lief vir jou. Maar met die daad en die waarheid. Want dit is wat tel in die huwelik. Dit geld in ons aardse huwelik. Jou daad, die wyse waarop man teenoor vrou optree en vrou teenoor man, wys of daar liefde is. Dit gaan nie daaroor om 100 keer op 'n dag te sê ek is so lief vir jou en dan agteraf kla jy oor die persoon nie. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Ek het net nou vir u gesê, as ons lewe by God reg is, dan weet ons die oomblik as ons oortree en ons gaan dadelik vra dat hy dit moet regstel. Maar ons moet op 'n gereelde basis verootmoediging doen en vir God vra, Here, deursoek my lewe, wys vir my wat is daar wat ek kan verander, dat ek nader aan u kan leef, dat ek liewer vir u kan wees, dat ek liewer vir my medemens kan word. Gee my meer liefde. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Weereens, ek verwys terug na Psalm 37 vers 4, een van my gunsteling verse. Verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Maar as jy jou werklik verlustig in die Here, dan gaan jou hele gebed wees, Here, help my om u beter te dien. Jy gaan vra, Here, help my om hierdie persoon te bereik, om daardie persoon te bereik. Here, stuur iemand oor my pad wat ek kan help. En hy gaan dit doen. Mense lees hierdie sin verkeerd. En nou bely hulle met die mond dat hulle in Jesus glo. Maar is daar in hulle hart werklik die lus om ander mense na Jesus te lei, om vir mense te vertel van die liefde van God? Is hulle bereid om werk vir ander mense te doen, om daardie persoon te help? Om byvoorbeeld by 'n ouerige persoon in jou buurt, as jy jonk is, te sê, kan ek nie vandag oom of tannie se gras sny nie? En jy doen dit nie vir 'n vergoeding nie, jy doen dit omdat God die wil in jou hart geplaas het om so iets te doen. Daar staan ook opgeteken, dat as jy 'n glas koue water vir iemand aanbied wat dors is, dan het jy iets gedoen vir Jesus Christus. Dis nie groot aksies nie, ons dien hom met klein aksies. Ons lees verder, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo. Nou kom ons by die vereistes vir wedergeboorte. Jy moet glo in Jesus Christus. Ons moet mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, met ander woorde wat God lief het, meer lief het as enige iets anders, en jou naaste so lief het soos jouself, as dit in jou is, en hy wat die gebooie bewaar, bly in hom, ons bly in God, en hy bly in ons, die Heilige Gees bly in ons. Jy het hierdie voorvereistes, jy moet glo in Jesus Christus, en jy moet hierdie liefde hê. Het jy dit? En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy in ons gegee het. Want op 'n ander plek in die Bybel is daar vir ons aangeteken, en sy Gees sal saam met ons gees getuig, dat ons kinders van hom is. Het jy die sekerheid, het jy daardie wete,
dat jy wedergebore is, dat jy 'n kind van God is. Lees gerus weer Johannes 3, waar Jesus met Nikodemus praat en hom vertel van die wedergeboorte. En Nikodemus is op daardie tydstip 'n lid van die Sanhedrin, dis die hoofraad van die rabbies van die Jode gewees. Met ander woorde, as ons dit vergelyk met ander kerke, hy is een van die dagbestuurslede van die synode. En hy het nie geweet, daar is iets soos wedergeboorte nie, totdat dit aan hom vertel is. Dit is waaroor dit gaan. Verkondig ons die boodskap van wedergeboorte dikwels genoeg? Verkondig ons dit op die regte manier? Ons gaan een hoofstuk verder en jy sal sien hierdie hele 1 Johannes is een van die wonderlikste boeke wat daar is, en jy kan maar Jakobus ook lees, is net so wonderlike boek wat naby Johannes is. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as die verlosser van die wêreld gestuur het. Is dit jou belydenis? God het Jesus Christus na die aarde gestuur, sodat ek gered kan word. En daarom moet ons dit sien, dat Jesus ter wille van ons persoonlik ook gekruisig is. Ons was nie daar toe dit gebeur het nie, maar hy het gesterf vir die geslag wat daar was, maar ook vir toekomende geslagte waarvan ons deel is. En die oomblik as jy jouself vereenselwig met die pyn wat hy deurgemaak het, en jy is bewus daarvan dat dit vir jou sondige lewe was, en dat daardie daad van hom gemaak het, dat jy van jou sonde bevry is, hoeveel dank moet jy nie dan aan hom betuig nie? Ek wil vandag eindig met hierdie gedeelte van 1 Johannes 4 vers 15 tot 21. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En net so tussenwerpsel, hoe dikwels kry ons nie dat mense Jesus ontken nie? En ons kry dit in kerke, waar 'n predikant op 'n preekstoel sal staan en sê, daar is nie iets soos 'n maagdelike geboorte gewees nie. Waar kerke verkondig dat Jesus uit 'n daad van ontug gebore is, dan glo jy nie in God nie, jy glo nie in Jesus Christus, jy glo nie in die woord van God nie. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jy moet glo in Jesus Christus, anders kan jy nie gered word nie. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Ek is baie jammer, is op 'n ernstige oomblik en ek druk toe 'n verkeerde knoppie, en nou moet ek vir u lees wat u self nie kan sien nie. Hierdie vers gaan as volg verder. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. So jy moet nie
vrees vir straf wat jy gaan kry as jy sterf nie. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. En dit is dan ons boodskap vandag. En my vraag vandag aan u is, het u hierdie liefde in u? Het u die sekerheid dat God u gered het? Het u die sekerheid dat u weergebore is? Want ek wil u uitnooi, dat as u nie hierdie sekerheid het nie, om met my te gesels. Ek gaan my e-posadres beskikbaar stel, dit sal in die beskrywing hierby wees. Kontak my en vra my om u te help. Of praat met die plaaslike pastoor of predikant, dat hulle u kan help. Maar u is welkom om aan my ook te skryf en ek sal u probeer help en vertel wat die Bybel sê, want dit is hoe ons moet leef. Kom ons sluit ons oë. O almagtige Here en God, baie dankie vir u liefde. Dankie dat u ons eerste lief gehad het, dat u ons so lief gehad het, dat u seun na hierdie wêreld gestuur het, terwyl ons nog sondaars was, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, terwyl ons nog sondaars was, sodat as ons in hom glo en ons hom lief kry, ons daardie sondes vergewe kan word, en dat ons vir ewig met hom kan wees, dat ons deel sal wees van die bruid, wat met hom in die huwelik sal tree. O Here, gee dat ons al ons vrese sal verloor, dat ons nie sal vrees vir ons gesondheid nie, want u het Paulus laat neerskryf, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, en dit is hoe ons moet leef. Ons mag nie 'n vrees vir die dood hê nie, want dan ontmoet ons u. My gesondheid is vir my niks, u is alles, en gee dat ons so kan lewe, Here. Gee dat ons elke dag nader aan u sal kom. Gee dat ons liefde vir u sal groei, dat ons liefde vir ons broers en susters sal groei. En Here, dat dit 'n goddelike liefde sal wees wat sal groei. Gee dat hierdie liefde binne huweliksverband sal groei in almal. En Here, saam met hierdie liefde vra ons u dan ook, versterk u ons geloof, dat ons sal glo dit wat in u woord geskryf is, dat ons sal glo dat u woord die waarheid is, dat ons sal glo dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, en dat ons slegs by u kan uitkom deur hom. En ons weet u het die Bybel gegee, ook sodat ons nie net kan leer nie, maar dat ons kan teregwys, dat ons mense tereg sal wys, wat afdwaal van u Bybel af, en vals boodskappe verkondig, dat ons die waarheid aan mense kan vertel, en dat hulle u sal dien, en u sal volg. Here, gee dat elkeen van ons ook Psalm 37 vers 4 sal uitleef, dat ons sal verbly in u, sodat u ons sal gee, die goddelike begeertes van ons hart. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, in die naam van hom wat aan die kruis vir ons gesterf het, Jesus Christus. Amen.